Baie welkom, kom ons sit net so en ons bid net saam voordat ons vanmôre se boodskap deel. Here, ons weet die winter is hier. Ons kan dit voel in die lug, ons sien dit aan die bome, maar ons harte is warm. Want U het U Gees in ons harte uitgestort en 'n vuur in ons aangesteek wat die poorte van die doodryk nie kan oorweldig nie. En ons sê vir U dankie daarvoor. Dankie vir die krag van U Heilige Gees, wat ons vanmôre hier by mekaar gebring het en wat vir ons die woord open en wat vir ons die vermoë gee om te leer en te ontvang en te groei. Dankie dat ons weet, Here, dat U het gesê, ek sal die werk wat ek in julle begin het voltooi. Dis so 'n mooi belofte vir my daai, Here. Dankie dat ons weet, U het dit begin en U sal dit klaarmaak. En vanmôre as ons weer voor U sit en na U woord luister, bid ons dat U vir ons sal leer en wys ons, sodat ons ook bewapen en bemagtig kan wees om uit te gaan en ook ander te help om U woord beter te verstaan. Ons dankie daarvoor en ons gee aan U al die lof en al die eer in Jesus se naam. Amen. Vriende, verlede week het ons begin met die profesie van Sefanja. En ons het net oorsigtelik na die profesie gekyk. Ek het net vir ons 'n bird's eye view, sê die Engelse, gegee, sodat ons net kan verstaan waaroor hierdie profesie gaan. Vandag begin ons met die eerste gedeelte van Sefanja se profesie. En julle sal onthou dat ek verlede week gesê het, die profesie deel op in 3 baie duidelik herkenbare dele. Die opskrif van hierdie hoofstuk in ons Afrikaanse Bybels is die bedreigings teen Jerusalem en Juda. In die King James is dit the coming judgment on Judah. David Guzik gee aan hierdie hoofstuk die opskrif Coming Judgment and the Reasons for It. En ons tema vandag is die gruwel van dubbelhartigheid. Nou hierdie eerste gedeelte strek vanaf hoofstuk 1 vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 3. So ons gaan so 'n bietjie in hoofstuk 2 inbeweeg vandag en dan gaan ons volgende week met die tweede gedeelte aan. In vers 1, wat ek nie vanmôre gaan lees nie, het ons verlede week gesien dat Sefanja homself voorstel aan die leser deur kortliks sy geslagsregister te gee. Aangesien Sefanja die verwoesting van Ninive voorspel wat in 612 voor Christus gebeur het, weet ons dat sy profesie en sy profetiese werk in die eerste deel van koning Josia se regering plaasgevind het. Nou David Guzik gee vir ons meer perspektief op die klein profete. Luister wat skryf hy. Hy sê, die 12 boeke van die klein profete word in 2 groepe opgedeel. Die wat voor die Babyloniese ballingskap geskryf is en die wat tydens en na die Babyloniese ballingskap geskryf is. Die eerste 9 van die klein profete is voor die ballingskap geskryf en die laaste 3 is tydens of na die ballingskap geskrywe. Sefanja is die laaste van die 9 voor ballingskap profete en daar kan gesê word dat sy profesie al die vorige profete se profesieë saamvat. So dit gee vir ons net 'n bietjie 'n beter begrip waarom baie terme herhaal word en waarom dit klink asof God oor en oor dieselfde dinge sê. Nou kom ons duik in hierdie hoofstuk in en ons kyk wat is dit wat veroorsaak dat God so geïrriteerd en kwaad is met die volk. Nou in die eerste helfte van hierdie gedeelte sien ons dat daar die versekering is dat God hulle gaan oordeel en sonder om doekies om te draai spring Sefanja uit die wegspringblokke en hy kondig God se oordeel oor hulle aan, vers 2 en vers 3. Saamskraap, wegraap sal ek alles van die aardbodem af weg, spreek die Here. Ek sal wegraap mense en diere. Ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose. Ja, ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. Daar kan geen twyfel hier wees aangaande die gemoed van God nie. God is geïrriteerd en hy is kwaad en dit is net sy genade wat hom bedwing. Dis net sy genade wat keer dat sy woede nie oorkook en hy hierdie mense totaal
vernietig nie. Miskien het hy op daardie stadium dieselfde emosies beleef as wat hy beleef het in die dae van Noag voor die vloed. Toe hy moes gesê het, ek is spyt dat ek die mens gemaak het. Wat seker is dat God 'n goeie kommunikeerder is. Hy kook nie in sy woede in stilte en sê niemand daarvan nie. Hy sê vir die volk hoe hy voel en hy sê vir hulle wat hy aan hulle gaan doen en hy sê presies hoe hy dit gaan doen. God is 'n absolute fantastiese kommunikeerder. In vers 4 tot 6 begin Sefanja dan fokus op die afgoderry wat in Juda aan die gang is. Vers 4, 5 en 6. Ek sal my hand uitstrek teen Juda, teen al die inwoners van Jerusalem. Ek sal ook uit hierdie plek uitroei wat van Baal oorgebly het, die naam van die afgodsdienaars saam met die priesters, en die wat op die dakke die leers van die hemel aanbid, en die aanbidders wat by die Here sweer en sweer by Milkom, ook die wat van die Here afvallig word, en wat die Here nie soek, en hom nie raadpleeg nie. Nou ek skryf oor hierdie 3 verse, hy sê, die belofte van oordeel in Sefanja 2 tot 3, vers 1 vers 2 tot 3, was breed genoeg om die hele aarde in te sluit, want hy sê, saamskraap, wegraap sal ek die hele aarde. En miskien kon sy volk dus gedink het, maar hierdie is nie regtig vir ons nie. Nou begin God fokus op sy mense, en hy maak seker dat hulle nie kan sê, maar God het met ander hier gepraat nie. Hy sê, ons sien ook in hierdie profesie 'n uitnodiging, asof God vir hulle gesê het, Baal en die afgodsbeelde gaan verdwyn. Julle kan dit in geregtigheid verwyder self, of ek sal dit van julle verwyder in oordeel, maar verseker gaan dit verdwyn. En dit, vriende, kan ek en jy ook vanmôre aangaande hierdie wêreld en sy baie afgode vir mekaar sê. Ook op wie die wêreld is dit van toepassing. In die Nuwe Testament beloof God dat hierdie wêreld en sy sonde sal verbygaan, dat hy hierdie sondige wêreld en sy stelsel sal vernietig, dat die aardse gode gaan val, dat dit wat nou belangrik is, uiteindelik onbelangrik gaan wees, en dat die wat nou laaste is, uiteindelik eerste gaan wees. Maar kom ons kyk hoe spesifiek stel God dit deur sy knegt Sefanja. Eers praat hy van die Baal aanbidders en die priesters, maar dan begin hy detail gee, vers 5 en 6. Kyk wat sê hy, spesifiek in vers 5. Die wat op die dakke die leer van die hemel aanbid, en die aanbidders wat by die Here sweer en sweer by Milkom. Die mense van Juda het iets gedoen wat God absoluut verag. Hulle het 2 gelowe probeer saamsmelt, probeer kombineer. In teologiese terme staan dit bekend as sinkretisme, 'n samestelling van 2 gelowe. Hulle het God aanbid aan die een kant, maar hulle het ook die hemelliggame aanbid aan die ander kant, sowel as die afgod van die Ammoniete Milkom. 'n afgod aan wie koning Salomo in sy later jare verskriklike offers gebring het, om sy vroue, sy honderde byvroue wat van die buiteland af gekom het, se monde stil te kry. Judas se lojaliteit was dus verdeel. En die mooi Afrikaanse woord daarvoor is dubbelhartigheid. En wat hieruit voortvloei, is altyd, sonder uitsondering, 'n wollerige, ingewikkelde en sondige koekspil wat skade maak. Altyd. Een van die beste voorbeelde van 'n sinkretisme in ons dag is die Romeinse Katolicisme. Basies 'n samensmelting van die Christelike geloof met antieke Baal-aanbidding en Nimrod, Semiramis en Tammuz wat nou net in 'n Christelike baadjie aangetrek is en dan aanbid word. 2 verskillende gelowe wat met mekaar saamgesmelt is. 'n wollerige en ingewikkelde en sondige koekspil wat skade maak.
Die Katolieke het oor die 50 miljoen bloedgewaste kinders van die Here in die laaste 2000 jaar wreedaardig vermoor. Want 'n sinkretisme maak altyd skade. Altyd, sonder uitsondering. Nog 'n voorbeeld van so 'n sinkretisme in ons land, is 'n konteks is die bekende ZCC Kerk. Wie van ons ken hulle nie? 'n samensmelting van die Christelike geloof met die Afrika tradisies van voorvaders en toordokters ensovoorts. Weereens, 'n wollerige, ingewikkelde, sondige koekspil wat skade maak. Dan is daar weer 'n interessante een in ons moderne Weste. Die selfkultusse van die voorspoedskerke. 'n samensmelting van die Christelike geloof en 'n selfgesentreerde aanbidding van die self en die materiële. Die Christelike geloof word in hierdie sinkretisme ingespan vir materiële en selfsugtige voorspoed. Weereens 'n wollerige, ingewikkelde en sondige koekspil wat skade maak. Die een seker teken wat wys dat iets 'n sinkretisme is, 'n samesmelting tussen twee gelowe, is dubbelhartigheid. Vriende, 'n ware verhouding met God vereis 'n enkelvoudige fokus. Vers 6. Ook die wat van die Here afvallig word. Hoekom word hulle afvallig? Wat die Here nie soek nie en hom nie raadpleeg nie. Gaan kyk gerus na hierdie twee woorde as jy e-sword het. Om God te soek beteken in die konteks van die Hebreëse woorde intens en smeekend en volhardend. Om God te raadpleeg beteken om hom te volg en in sy weë te wandel en om hom te soek op die lang termyn, nie wanneer omstandighede swaar gaan of ek hom skielik nodig kry nie. 'n lewenslange soeke na God, 'n enkelvoudige fokus en 'n volg van God deur dik en dun, goed en sleg, gesond en siek. Vriende, in die aanbidding van God is daar 'n enkelvoudige en 'n toegewyde fokus nodig. Niemand kan twee Here dien nie. Dit is wat God vereis van die mens en dit is wat hom toekom. Dit is Daniël en sy 3 vriende in aksie. Hulle staan voor hierdie koning. Hy sê as julle nie buig nie, gaan ek julle brand. En hulle sê vir hom, jy kan jou maak. Ons fokus is op die koning van die konings. En as jy ons in hierdie oond wil gooi, en hy kan ons verlos, maar hy verlos ons nie, dan is dit, en dit is reg met ons, maak jou skuif. Ons soek en volg God, kant en klaar. 'n suiwer, enkelvoudige fokus van God en God alleen. Wat Juda gedoen het was veragtelik, vriende. Hulle sweer by God, ja, maar hulle sweer ook by die hemelliggame en by Milkom. Geloof in God met 'n plan B, 'n backstop. Dis presies wat dit is. Die Romeinse kerk sweer by God, maar hulle sweer ook by hulle rituele en hulle sakramente en Maria. As God ons veil, dan kan ons daarom nog 'n backstop hierdie kant hê. Vir die ZCC, as God ons veil, het ons nog die voorvaders en die toordokters. Vir die voorspoedskerke, as God my veil, het ek daarom nog my materiële goed en my eie vermoëns. Ek het 'n backstop, ek het 'n plan B. Hoekom het die Here Jesus vir daai ryke man gesê, as jy my wil volg, draai om, verkoop al jou goed aan die armes, kom hier en volg my. 'n enkelvoudige fokus. Dis 'n gruwel. Dis 'n gruwel en 'n verskriklike belediging in die aangesig van die Here. 'n belediging van sy karakter, van sy vermoë,
van sy koningskap en sy heerskappy. Vriende, God verwag 'n gefokusde liefde en toewyding van sy mense, harte wat onverdeeld op hom gerig is. En hy vra nie verskoning daarvoor nie. Dit kom hom toe, hy het ons geskape. Ons behoort aan hom. In vers 7 tot 9 beloof God sy oordeel oor die koninklikes, swyg voor die Here, Here, want die dag van die Here is naby. Want die Here het 'n offer berei, sy gaste geheilig. En op die dag van die offer van die Here sal ek besoeking doen oor die vorste en die prinste en oor almal wat uitlandse klere dra. Ek sal ook op die dag besoeking doen oor almal wat oor die drempel spring, wat die huis van hulle Here vul met geweld en bedrog. Guzik skryf hier, hy sê, God spreek die koninkryk van Juda op 'n manier aan wat hulle nie gewoond was om te hoor nie. Niemand het vir die koninklikes gesê, hey, sit en bly stil, ek praat nou nie. En dis presies wat God hier sê. Want hulle het nie 'n sonde besef gehad nie. Hulle het gedink, ag nee, daar is geen fout met ons nie. Sonde besef is 'n groot probleem, vriende. Boyce, Guzik haal vir Boyce aan wat skryf van 2 baie bekende bendelede in Amerika. Luister nou mooi wat sê hy hierso. Hy sê, Boyce vertel die verhaal van 2 bendelede. Die eerste was 'n man met die naam van Two Gun Crowley. Hy was baie wreed en het mense, insluitend 'n polisiebeampte, vermoor. Toe hy in 'n skietvoorval met die polisie vasgevang is, het hy tydens die skietvoorval, terwyl dit nog aan die gang is, die heen en weer skietery, 'n briefie geskryf omdat hy bang was dat hy sou sterf in hierdie skietvoorval. En hierdie is wat hy in sy briefie geskryf het. Luister na hierdie woorde. Onder my jas is 'n moe hart, maar 'n vriendelike een. Een wat niemand ooit sal skade aandoen nie. 'n Man wat 'n hele paar mense wreed vermoor het. Die ander een was die bekende Al Capone wat gesê het, ek het die beste jare van my lewe daaraan bestee om mense die ligter plesiere van die lewe te gee en al wat ek kry in ruil daarvoor is mishandeling en ek moet lewe soos 'n gejaagde man. Geen besef van sonde nie. God waarsku dus die hele koningshuis van Juda. Hy sê ek sal julle besoek as julle nie bekeer nie. Wat het hulle verkeerd gedoen? Hulle het uitlandse klere gedra. Hulle was skaam oor hulle nasionale identiteit. Daarom het hulle begin om vreemde klere aan te trek van die vreemde nasies. Hulle wou soveel as moontlik lyk soos die nasies rondom hulle. En vriende, hoe het die kerk nie in hierdie slaggat getrap in die moderne wêreld nie? Christene wat deesdae net soos die wêreld lyk, net soos die wêreld doen, net soos die wêreld klink en net soos die wêreld leef vir die hier en die nou. Hoeveel keer moet ek hierdie woorde hoor onder ons Afrikaner mense? Ons leef net een keer, ons moet die lewe geniet. Wat 'n bogspel! Dis deur God geskape om vir miljoene en miljoene en miljoene en miljoene jare te lewe na jy gesterwe het. In 'n koninkryk wat ek en jy nie eens kan begin om te verstaan hoe wonderlik dit is nie. En jy sê vir my, hierdie is my een lewe, ek moet hom lewe. Wat verstaan ons nie van die koninkryk nie? Ons wil op hierdie vervloekte aarde, met hierdie vervloekte lewe, met alles wat breek en olielek en gesteel word en wat beskadig word, wil ons beste lewe leef. Hoe dom kan ons wees? En hierdeur sê ek nie dat ons mag nie sekere goed geniet nie, dis nie wat ek sê nie. Maar om die verklaring te maak, ek leef net een keer, ek moet dit geniet, dis 'n stelling wat sê, ek weet nie wat nog kom nie. Ek steur my op nie daaraan nie. Tweede ding is, hulle het bygelowig begin word, hierdie koninklike mense. Hulle spring oor die drempel, onthou julle? Toe Gideon die god van, die god Dagon mos jy weet, toe hy omgestamp is, en hy het gebreek, en hy het op die drempel geval, die priesters het mos oor die drempel gespring van daar af. Bygeloof. 'n bloedgewaste kind van God glo net dit wat God in sy woord vir ons in sy konteks sê. Dis wat ons glo. Geen menslik opgemaakte
bygeloof nie. Bygelowe is menslike vrees in 'n godsdienstige baadjie. 'n Bloedgewaste kind van God glo net dit wat hier staan in sy konteks. Daarom is dit so belangrik om die woord van God te ken. En vriende, dis een van die noodwendige uitvloeisels van sinkretisme, is altyd allerhande snaakse bygelowe. Die Rooms-Katolieke byvoorbeeld wat glo in die vagevuur en boetedoening en aflating. Daar's geen skriftuurlike ondersteuning vir dit nie, maar hulle glo dit, bygeloof. Die ZCC man wat glo dat as sy vrou aan sy uniform raak, die uniform sy krag verloor. Bygeloof. Die voorspoedskultus wat glo dat jy alles kan kry as jy dit net spreek en opeis. Bygeloof. Bygeloof. Dis altyd 'n uitvloeisel van sinkretisme, van 'n fokus wat verdeel is, 'n dubbelhartige hart. En dan in die derde plek, hulle die huis van die Here gevul met geweld en bedrog. En dit sou ons Here Jesus steeds daar vind 700 jaar later, toe hy die tempel met 'n sweep moes leegmaak. In vers 10 tot 11 word oordeel beloof aan die handelaars en God spreek hulle aan. Hy sê, en op die dag spreek die Here, hoor 'n geskreeu van die vispoort af en 'n gehuil van die nuwe stad af en 'n groot gekraak van die heuwels af. Huil, o inwoners van die Vysel, want al die koopmans gaan ten gronde, almal wat geld afweeg word uitgeroei. Kusiek skryf, hy sê die handelaars en diegene met geld het op hulle rykdom vertrou en nou beloof God hulle om hulle te tref omdat hulle self in hierdie afgoderry verdiep het. In Kolossense 3 wys die woord dat dit nie net 'n Ou Testamentiese konsep is wanneer Paulus skryf, daarom stel julle lede wat op die aarde is dood, begeerlikheid, en dan noem hy dit afgoderry. Begeerlikheid wat afgoderry is. Vanweë hierdie dinge kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. In vers 12 en 13 beloof God deur Sefanja oordeel aan die wat so selfvoldaan is. Ons het gearriveer. Ons is heel bo. Niks kan ons aanraak nie. Luister na vers 12. In die tyd sal ek Jerusalem met lanterns deursoek. God sê, ek sal lanterns aansteek en ek sal deur hierdie stad gaan en ek sal elke donker hoekie verlig, maar ek sal die sonde wat in hierdie stad is, sal ek uitkrap. Ek sal besoeking doen oor die manne wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle hart sê, die Here doen geen goed en hy doen geen kwaad nie. En hulle rykdom sal geplunder word en hulle huise verwoes word en as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie. En as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn daarvan nie drink nie. God sê in hierdie gedeelte, ek sal ligte aansteek, maar ek sal die sonde onder julle uitroei. In die tweede helfte van die gedeelte, van hierdie eerste gedeelte wat ons mee besig is, vind ons die beskrywing van God se oordeel. In vers 14 tot 16 beskryf hy die intensiteit daarvan. Naby is die groot dag van die Here, naby en baie haastig. Hoor die dag van die Here, bitterlik skreeu die held daar. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag. Vers 16, 'n dag van besuingeklank en kruisgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings. In vers 17 en 18 verklaar hy die sekerheid van hulle oordeel. En ek sal die mense in benoudheid bring en hulle sal rondloop soos blindes omdat hulle teen die Here gesondig het. En hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer en hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike oor die inwoners van die aarde. Dan spoel die laaste gedeelte van hierdie eerste gedeelte oor na hoofstuk 2. En Sefanja gee aan die volk die geleentheid om die afrit te vat.
'n kans om onder God se oordeel uit te kom. Eers is daar die oproep tot inkeer in vers 1 en 2 van hoofstuk 2, wanneer hy vir hulle sê, kom tot julleself, ja, kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie, voordat die besluit baar, soos kaf gaan die dag verby, voordat daar oor julle kom die toorngloed van die Here, voordat oor julle kom die dag van die toorn van die Here. En ons skryf hy, en ek gaan dit nou nie alles lees nie, hy sê ons dae gaan soos kaf verby, en voordat ons onsself kan kry, is ons aan die einde van ons lewens, en ons is nie gereed om God te ontmoet nie. En dan, vers 3, gee hy vir hulle die laaste kans. Luister na hierdie woorde, soek die Here. Daar's daai woorde weer, soek die Here. O alle ootmoediges van die land, wat sy ordeninge onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid, nederigheid. Miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. Vriende, ek is byna klaar. Sefanja hoofstuk 1 wys vir ons die verradderlikheid en die sonde van die hoogmoedige menslike hart. Die gruwel van dubbelhartigheid, destyds en vandag. Geen regdenkende, getroude man of vrou sal ooit tevrede wees met 'n gedeelde lojaliteit in hulle huwelik nie. Geen regdenkende man of vrou nie. Jy kan nie my man wees en 'n skelmpie op die kantlyn hê nie. Dis 'n vrou se redenasie. Jy kan nie my vrou wees en 'n skelmpie op die kantlyn hê nie. Dis 'n man se redenasie, 'n getroude man. Dit kan nie werk nie en dis nie aanvaarbaar nie. Want die huwelik vereis 'n enkelvoudige, lewenslange fokus op en getrouheid aan een persoon. Dis wat 'n huwelik is. Dis wat 'n huwelik so spesiaal maak. Dis wat aan 'n huwelik sy krag gee. Net een. Enkel fokus. Lewenslang. En tog wil ons as mense, en dis hoekom ek sê, dit wys ons net hoe verradderlik die hart van die mens is, tog wil ons hê dat God moet tevrede wees met dit waarmee ons nie tevrede is nie. Die Almagtige, wat die oorsprong is van alles, wil ons met 'n dubbelhartige hart dien. Ons is self nie daarmee tevrede nie, maar hy moet daarmee tevrede wees. Ons sweer by hom en by Milkom. Ons wil God dien, maar ook onsself dien. Ek wil God dien, maar ek wil ook Mammon dien. Ek wil God dien, maar op my manier, met my eie plan B en my eie backstops. Wie is hy in elk geval om alles van my te vereis? Wie is hy in elk geval dat hy my absolute fokus vereis? Vriende, die ongelooflike arrogansie van die sondige mens. Die veragtelike optrede van die mens. Teenoor hom wat aan ons die asem van die lewe gegee het. Teenoor hom wat aan elkeen van ons die krag skenk om te leef en te doen en te bereik, sê ons, u kan net een deel van my kry, die ander deel reserveer ek vir myself. God vereis die mens, jou en my, se volkome fokus, liefde en toewyding aan hom en aan hom alleen. Soos wat ons van ons lewensmaats en ons huweliksmaats verwag om op ons alleen te fokus in 'n aardse en 'n tydelike huwelik. Jy sê, maar Andries, waar kom jy nou in die huwelik? Wel, God vergelyk sy verhouding met sy mense met 'n huwelik in die Ou Testament. Onthou julle vir Hosea en Gomer? Die Here Jesus en sy bruid in die Nuwe Testament? Dit is wat 'n verhouding met God is. 'n Loyale, toegewyde, enkel gefokusde liefdesverhouding met geen plek vir ander loyaliteite nie.
Dit beteken nie jy mag nie gaan werk en 'n besigheid doen en al die dinge nie. Maar dis nie jou liefde nie. Dis wat jy doen om te oorleef. Maar jou liefde, jou fokus is enkelvoudig op hom. Ons kan nie God en Mammon dien nie. Ons kan nie God en Milkon dien nie. Dit is Sefanja 1. Jy kan nie God en jouself dien nie. Jy kan nie God en voorvaders dien nie. Jy kan nie God en goed dien nie. Dis hy en hy alleen, alles of niks. Want dis mos wat ons van ons eggenoot en eggenote verwag. Nie waar nie. Hoe kan ons hom dan met enige ander liefde en toewyding dien en volg as ons alles? Ons enkel gefokuste liefde. Soek die Here. Volg hom. Laat jou hart op hom onverdeeld gerig wees. Kom ons bid saam. Wil jy nie vanmôre terwyl jy hier sit of later na hierdie video luister, net daar waar jy is in jou hart na die Here toe kom en sê, Here, ek is jammer dat ek U nie met my hele hart gevolg het. U nie met my hele hart gesoek het nie. Dat dit altyd 'n plan B is wat ek in gedagte hou, 'n backstop. U en iets anders. Ek kom vanmôre na U toe en ek verootmoedig my voor U. En ek vra dat U my sal help dat my hart van hierdie dag af onverdeeld op U gerig sal wees. Met 'n enkel fokus. Ek bring alles na U toe, Here, wat vir my belangrik is in my lewe. Ek sit dit op die altaar neer. En ek sê, Here, doen soos dit goed is in U oë. Ek draai my rug op my eie lewe, my eie planne, my eie ambisies en ideale. En ek sê, Here, wat wil U van my hê? U het my geskape, U het my gered. Aan U behoort my hele lewe. En wy vanmôre jou hart aan hom toe. En gee hom alles. Geen mens wat op U gefokus het en aan U toegewy was nog ooit spyt aan die einde van hulle lewens nie, Here. Sal U ons help om U te volg met 'n enkel fokus. Verlos ons van dubbelhartigheid, Here. Ons vra dit in Jesus se naam.